Goeiemôre vriende, dit is 'n heerlike dag vandag. So met my eerste poging was dit 'n lekker sonskyn dag, nou daar 'n bietjie wolke ingekom, maar dit bly nog altyd 'n lekker dag. Die Here het vir ons hierdie dag in die besonder gegee. Ons begin vandag, Hemelvaartdag, die 14de Mei 2026 met ons Pinksterreeks. Ons gaan hierdie jaar in ons Pinksterreeks bietjie lekker gesels oor die persoon en werk van die Heilige Gees. En die eerste tema wat ek op die tafel wil neersit om 'n bietjie oor te gesels is: hoe was die Heilige Gees betrokke, of hoe is die Heilige Gees betrokke, is beter om dit so te sê, by die hemelvaart van ons Here Jesus Christus. Nou ek gaan probeer om uit twee tekste, Matteus 3 en Handelinge 1, gaan ek probeer om vir u 'n bietjie aanduidings te gee oor hoe die werk van die Heilige Gees in die bediening, sterwe, opstanding en die hemelvaart van ons Here Jesus Christus betrokke is. Voordat ons daarmee gaan begin, kom ons bid net eers saam. Here, baie dankie dat ons as gelowiges in die naam van Jesus Christus so rondom 'n televisie of rondom 'n telefoon of rondom 'n opname by mekaar kan wees, dat ons saam kan dink oor die woord en dat ons bewus kan wees daarvan dat wanneer ons die woord lees, u self ook aan die woord kom en dat u daarom met ons praat. Dankie dat u vir ons deur die Heilige Gees ook die geloof geskenk het om te kan verklaar dat dit wat in u woord staan werklik die waarheid is, dat dit nie bevraagteken kan word nie en dat ons alleen maar in daardie werklikheid kan leef. Here, ons is so jammer dat daar so baie verskillende perspektiewe in die verstaan van die evangelie is, maar ons wil tog vra dat u vir ons sal help om regtig by die waarheid uit te kom wanneer ons oor u evangelie en alles wat daarmee saamgaan nadink. Praat met ons vandag en in die res van hierdie Pinksterreeks. Seën u asseblief ons Pinksterreeks aan ons harte en word verheerlik deur dit wat ons ook vanuit Pinkster leer en doen. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Nou ek het gesê, ons gaan vanmôre so 'n bietjie begin praat oor die persoon en werk van die Heilige Gees en ek wil dit aan die hand van twee tekste doen. Matteus 3, die gebeure rondom die doop van Jesus en dan Handelinge 1, daardie laaste gesprekke wat ons Here Jesus Christus met sy disippels gehad het voordat hy na die hemel toe opgeneem is. Ons gaan ook in die hemelvaart gebeur daar 'n wonderbaarlike ding wat vir ons baie mooi versekeringe gee en ons wil dit ook net so vinnig met mekaar deel. So ons gaan 'n redelike stukkie my verskoning van Handelinge 1 met mekaar deel en dan gaan ons eers by Matteus 3 so 'n bietjie stil staan rondom die doop van ons Here Jesus Christus. Nou, dit is nogal 'n goeie vraag. Wat was die rol of wat is die rol van die Heilige Gees in die hemelvaart van Jesus? En alhoewel die Bybel nie direkte uitsprake daaroor maak nie, is die Bybel in terme van die sentrale gedagtes van die werk van die Heilige Gees, is die Bybel baie duidelik daaroor dat die Heilige Gees al die tyd, van sy geboorte tot by sy sterwe en hemelvaart, by Jesus is, was en dat hy saam met hom ook hier die bedieningspad geloop het. Ek dink wat belangrik is as 'n mens praat oor die persoon en die werk van die Heilige Gees, is dat ons net heel eerste vir mekaar sê, ons het nie hier met 'n onpersoonlike krag te doen nie. So die Heilige Gees is nie die een of ander magtige werking van iets of iemand wat buitekant ons sit en wat net sy krag en sy mag en sy wat dan ook al op ons wil afdwing nie. Nee, die Heilige Gees is 'n persoon en die Bybel, wanneer die Heilige Gees praat elke keer oor die Heilige Gees as 'n persoon. Daar word nooit byvoorbeeld die derde persoon enkelvoud. Hy sê dit vir die Heilige Gees gebruik nie. Dit is elke keer wanneer daar oor die Heilige Gees gepraat word, is dit hy. En ek wil dat ons dit baie duidelik verstaan. Ons het nie hier
met die een of ander bonatuurlike werking van 'n goddelike mag te doen nie. Ons het met 'n persoon te doen wat gestalte inneem in die dimensie waarin ek en jy leef, in die periode van die geskiedenis van die aarde waarin ek en jy leef. So kom ons maak ons harte daarin vas en dan sê ons net vir mekaar, ons weet, ons met 'n persoon te doen, die derde persoon in die goddelike drie-eenheid, en ons gaan hom as persoon aanbid, soos wat die Bybel ons ook beveel om te doen. Nou, as ons dit gesê het, dan terug. Nou, hoe het hierdie derde persoon in die goddelike drie-eenheid in die optrede, werking, bediening van die tweede persoon van die goddelike drie-eenheid, Jesus Christus, funksioneer? As 'n mens na die Ou Testament kyk, dan sien 'n mens dat hy baie dikwels die vergestalting is van God op 'n manier wat mense kon waarneem, byvoorbeeld Abraham by die bome by Mamre, en ander verskynsels of vertonings van God se wese in die Ou Testament. Maar die Ou Testamentiese bedeling was die bedeling van 'n Messias skepper, die skepingsmiddelaar van God, die een wat tot stand gebring het wat God gesê het, dabar is die Hebreëse woord, moet tot stand kom. Ons sien hom as die middelaar wat eintlik bietjie in die agtergrond staan, wat nie so ver vorentoe kom soos wat hy in die Nuwe Testament kom nie, maar reeds uit hierdie verhale in die Ou Testament is dit duidelik dat hierdie dabar ook gedra word soos die Vader deur die Gees van God wat in die wêreld aan die werk is. So, nou wil ons vanuit die Ou Testament wil ons na die Nuwe Testament te beweeg en ons wil vra, wat was die rol van die Heilige Gees in Jesus se hemelvaart baie spesifiek? En ek wil begin deur vir u net te sê dat die rol van die Heilige Gees in Jesus se hemelvaart is 'n bemagtigingsrol. Die Heilige Gees het reg deur Jesus se lewe vir hom bemagtig om te doen wat hy doen. Nou dit begin nie by sy openbare optrede nie. Want as dit by sy openbare optrede begin, dan sou dit beteken dat die Heilige Gees vir byna 30 jaar doodstil was en daar nooit enige iets gebeur het nie. Maar ons lees eintlik in die Bybel baie min van Jesus se optredes van sy lewe as kind in hierdie wêreld. Maar ons verneem een storie. Ons verneem die storie van Jesus wat op 12-jarige ouderdom in die tempel agterbly en dan daar die geleerdes in die tempelheiligdom met hulle in gesprek tree en vir hulle leer. So ons weet die Heilige Gees was nie weg nie. Hy het nie in die niet verdwyn toe Jesus gebore is nie. Hy was daar, maar sy na die voorgrond tree, daardie deel, daardie era van die geskiedenis het nog nie aangebreek nie. So daar is 'n enkele teken dat die Heilige Gees wel in Jesus gewoon het van die eerste oomblik van sy lewe af tot die laaste oomblik van sy aardse lewe en dat hy as die Vader en die Seun dan, as die Vader en die Christus, die Heilige Gees in die derde era van die goddelike bedeling instuur. Nou daardie een enkele geleentheid vind ons in die doop van Jesus. Nou julle sal onthou as julle nou dink oor die doop van Jesus, dat daar 'n hele klomp gedagtes daar rondom is, onder andere dat Johannes eintlik nie graag vir Jesus wou doop nie, want hy het geweet wie Jesus is. Jy sien, hy was die enigste mens wat in daardie tyd op aarde geleef het, wat vas en seker geweet het dat Jesus die Christus, die Messias van God is. Want dit was sy opdrag, hy moes vir daardie Messias die pad kom voorberei. Dit was sy werk, dit het die Here aan hom opgedra. En is wonderlik as 'n mens
as 'n mens dan verneem dat wanneer Jesus en Johannes by die Jordaanrivier by mekaar kom en Johannes vir Jesus moet doop, dat Johannes dan sê, ek moet eintlik, Matteus 3 vers 14, ek moet eintlik deur u gedoop word en u kom na my toe. Verbaas, miskien 'n stuk, Here, ek kan nie hierdie werk doen nie. Dit is, ek weet ons wie u is. Ek weet ons dat u nou nie kom om 'n doop van Johannes tot vergifnis van sonde te kom kry nie. Ek weet mos dat daar in u geen onreg, geen leuen, geen nag, geen donkerte is nie. Ek weet mos, u is die Christus. Hoe kan ek dan vir u moet doop? En dan sê Jesus vir hom, nogtans moet jy dit nou doen, want op hierdie manier moet ons aan die wil van God voldoen word. Nou vriende, ek is in my lewe baie dikwels gekonfronteer met mense wat teksgedeeltes regtig uit verband uit aanhaal en dan verskillende goed sê. En onder andere was een van die konfrontasies wat ek in my jongere dae as predikant in 'n gemeente gehad het met iemand wat oortuig geraak het van Pinkstergesindheid en wat toe na my toe kom en met my kom praat oor hierdie teks. Nogtans moet jy dit nou doen, want op hierdie manier moet ons aan die wil van God voldoen. En dan word daar nou in hierdie manier ingelees dat hy onder die water moet ingaan en dat die Vader op 'n manier vir hom moet skoon was, waarvan is ek nie seker nie. Ek het gevra en die persoon met wie ek 'n gesprek was op daardie geleentheid kon nie vir my sê nie, maar daar was so swaar klem op hierdie manier dat daar eintlik geen gesprek kon plaasvind nie, want hierdie manier het in so 'n persoon se gedagtes beteken deur die onderdompeling in 'n rivier en dit wat daarmee gepaard gaan. Dit is nie wat hier gebeur nie. Wanneer Jesus dan daarop aandring dat Johannes hom doop, dan gaan hulle in die water in en wanneer Jesus uit die water uitkom, wanneer die doop klaar gebeur het en laat ek tog maar sê, groot doop en onderdompeling was 'n normaal in die Nuwe Testament. Dit was nie die enigste vorm van doop nie, maar dit was 'n normaal in die Nuwe Testament. En toe Jesus nou uit die water uit opkom, toe, en dis die wonder van hierdie teks, toe verskyn God self met 'n stem en die Heilige Gees, die eerste, die derde persoon van die goddelike drie-eenheid, verskyn self en kom sê, dit is my geliefde seun in wie ek 'n welbehae het, en die Gees daal soos 'n duif op Jesus neer. Die bedoeling van die gedeelte is nie om vir ons die een of ander wonderwerking vir die 21ste eeu te gee nie. Die idee is om te illustreer dat daar nooit in die geskiedenis, behalwe vir daardie enkele oomblikke wat Jesus gesê het, Eloi, Eloi, lema sabachthani aan die kruis, my God, waarom het jy my verlaat, dat daar nooit in die geskiedenis van die wêreld, behalwe vir daardie oomblikke, skeiding tussen Vader, Seun en Gees was nie. Dis een wese, en ek en jy moet daaraan vashou. Dis een wese wat gestalte vind in drie verstaanbare persone. En dit dink ek is een van die belangriker dele van dit wat ons uit hierdie werklikhede leer. Daar was nooit skeiding nie. Die Vader, die Seun en die Heilige Gees is een wese en hulle verskyn in hierdie wêreld in verstaanbare persone. Die Vader as die skepende persoon, die Gees as die herskepende persoon, die Seun as die herskepende persoon en die Heilige Gees wat hierdie herskepping van ons kom realiseer in ons daaglikse lewe en ons daaglikse dinke en doene. Dus as ons die vraag beantwoord, hoe was die Heilige Gees betrokke by Jesus
sy hemelvaart, dan sê ons in die heel eerste plek, hy was daar, omdat hy die hele bediening van ons Here Jesus Christus bemagtig het, om te doen wat die Vader van hom vra. Dan is daar 'n gedagte wat 'n mens moet vashou aan, en dit kom nou uit Handelinge hoofstuk 1, en ek wil dit graag ook met u deel. Ekskuus, laat ek net oopkry by Handelinge 1, ek het 'n papiertjie hier ingesit, maar nou is ek ondertussen gestuur, nou kan ek nie die papiertjie weer kry nie. So laat ek net gou blaai na Handelinge hoofstuk 1 toe. Hier is die papiertjie toe nog, ek moes hom net raak gesien het. In Handelinge se eerste hoofstukke wat nou handel oor die nuwe kerk, word dit met eens duidelik dat die Heilige Gees as gawe uitgestort word, dat die bedeling van die Heilige Gees in werking kom. Maar voordat dit kan gebeur, moet daar eers 'n sondeoffer gebring word. Voordat die Heilige Gees die wêreld kan vul, vir ons kan vul, moet daar 'n sondeoffer gebring word. En daardie sondeoffer bring ons Here Jesus Christus aan die kruis op Golgotha. Hy neem die volle las van die sonde. En 1 Johannes 2 vers 1 sê, vir die sonde van die hele wêreld neem hy op sy skouers, en hy hang vir die sonde van die hele wêreld aan die kruis op Golgotha. Die totale sonde mag van almal wat geleef het, van Adam af tot by die laaste babatjie wat gebore gaan word, die oomblik wat die wederkoms van ons Here Jesus Christus plaasvind. Die sondelas van almal, beide die oorgeërfde sonde en die werklike daadsonde waarmee ons besig hou, word op die skouers van ons Here Jesus Christus afgelaai. En hy sterwe met daardie sondelas op sy skouers, en hy daal, so bely ons dit Sondag vir Sondag ter helle neer. En nou hierdie opstanding, wat nou plaasvind na 3 dae, is 'n goddelike handeling waarin hy deur sy Gees ook vir Jesus uit die mag van die dood en die hel uithaal, as oorwinnaar plaas, sodat daardie oorwinning ook aangekondig kan word oral in die wêreld. En Johannes 14 praat so 'n bietjie oor daardie oorwinning, maar ons gaan nou later in diepte daarop ingaan, nie vandag al nie. Ons wil maar net sê dat in die opstanding van Jesus was die Heilige Gees reeds die agerende agent van Jesus, van God, die een wat die werk, die fisiese werk gedoen het. So, as ons dan wil praat van die opstanding, van die teenwoordigheid van die Heilige Gees in die hemelvaart van Jesus, dan verneem ons dat die opstanding alreeds ook deel was van die Heilige Gees se werking. Vriende, en dan kom Handelinge 1 ter sprake. En ek wil nou vir u 'n stukkie uit Handelinge 1 lees. Lukas, die dokter, die nie-Jood, die enigste nie-Jood wat Bybelboeke geskryf het, Lukas, die dokter, skryf soos volg. My eerste boek, Theophilus, en hiermee verwys hy na die evangelie volgens Lukas, het ek geskryf oor alles wat Jesus gedoen en geleer het, van die dag af, van die begin af, tot op die dag van sy hemelvaart. Voordat hy in die hemel opgeneem is, het hy deur die Heilige Gees bevele gegee aan die manne wat hy as apostels uitgekies het. Vriende, hoor jy wat staan hier in die Bybel? Ek wil vir jou niks anders leer as dit wat in die Bybel staan nie. Reeds voordat Jesus na die hemel toe opgevaar het, wanneer hy vir sy disippels, vir die mense wat hy as apostels uitgekies het, opdragte gee, wat hy wil hê dat hulle in hierdie wêreld moet doen wanneer hy nie meer hier is nie, dan gee hy daardie opdragte deur die Heilige Gees. So as jy sal verstaan dat die Heilige Gees is nie net by die opstanding nie, maar ook hier
by die laaste oomblikke van Jesus op aarde betrokke deur die opdragte wat gegee het. En dan vind die res van hierdie gesprek plaas, dat hy met onbetwisbare wyse verskyn het, dat hy saam met hulle aan tafel was, dat hy hulle geleer het, dat hy vir hulle gesê het, moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag. Ek lees vir julle op die gawe wat die Vader beloof het, soos julle van my gehoor het. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. Dus hier alreeds word die werking van die Heilige Gees, die era van die Heilige Gees, word dit aan die disippels geopenbaar. En as hulle dan vra, nou wanneer gaan u dit nou alles doen, en wanneer gaan u die koninkryk vir Israel weer ophef, dan sê Jesus vir hom, dit het eintlik niks met julle te doen nie. Dis goed wat die Vader in sy heerlikheid bepaal het. Maar julle sal, luister mooi, krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot die uithoeke van die aarde. So die Heilige Gees word beloof en sy werking word voorgeskryf. Julle sal my getuies wees. Nou 'n getuie in die Nuwe Testament is nie net iemand wat die waarheid vertel het nie, dis iemand wat die waarheid geleef het. En dit is waar hierdie saak van Jesus heen gaan. Dan word Jesus in die hemel opgeneem en terwyl hulle nog staan en kyk, dan staan daar 2 manne by hulle en hulle kom sê, Jesus kom weer. Moenie bekommerd wees nie. Hy kom weer. Hy laat hulle nie as weeskinders agter, soos wat hy reeds vir hulle gesê het. Maar in hierdie oomblikke, tussen wat Jesus weggeneem is en wat Jesus weer kom, breek die era van die Heilige Gees aan. En ons leef nou in die era van die Heilige Gees. Nou is dit moontlik dat 'n mens, as jy nou oor die rol van die Heilige Gees in Jesus se hemelvaart praat, dat 'n mens jou aandag so op die Heilige Gees kan vestig, dat Jesus in die agtergrond verdwyn. Dis nie die bedoeling van die Bybel nie. Die Bybel is 'n progressiewe openbaring. Kom ons sê dit vir mekaar, daar vind 'n voortgang van openbarings van Genesis 1 tot by Maleagi se laaste hoofstuk en dan van Matteus 1 af tot by Openbaring 22 vers 21 is daar 'n progressie van openbarings. Aan die begin is dit God, die Vader, met die Seun en die Gees in die agtergrond. Nou, wanneer die Nuwe Testamentiese era aanbetref, is dit God die Vader met die Gees met die Seun op die voorgrond en die Gees wat werk, die Gees wat alles bemiddel en doen wat gedoen moet word. En dan wanneer Jesus na die hemel toe opvaar, dan is dit God die Vader en die Seun en die Heilige Gees op die voorgrond. Hy doen nou sy werk in die kerk op so 'n manier dat ek en jy onmiskenbaar weet, ons het hier met die Heilige Gees te doen. Rondom die tema van die persoon en werk van die Heilige Gees en sy betrokkenheid by hemelvaart, dan net dit. As daar nie 'n Gees was nie, sou daar nie 'n hemelvaart gewees het nie. As daar nie 'n Gees was nie, sou daar ook nie 'n kruis gewees het nie. As daar nie 'n Gees was nie, sou daar ook nie 'n skepping gewees het nie. Dan was ons nêrens. Mag die Here u seën in hierdie tyd wat voor ons lê. Amen.